Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons woensdae biduur geleentheid. Vanaand wil ek spesifiek vir u vra om saam met my te bid oor 'n saak wat vir my persoonlik baie na aan die hart lê. Deur die loop van die laaste week en in aanleiding en na aanleiding van alles waaroor ons saam gebid het oor die laaste paar weke, het ek bewus geraak van ons jong mense en die kinders in ons gemeenskap en ons gemeente wat onder ewige druk en spanning verkeer. Of dit direk is as gevolg van ons belewennisse as hulle ouers en of dit betrekking het op die dinge wat hulle hoor en lees en sien in ons gemeenskap en ons gemeente, is ek nie so seker van nie. Maar ek wil u vra om vanaand saam met my te bid, baie spesifiek vir ons volgende generasie, die jong mense in ons gemeenskap, in ons kerk en sommer net hier rondom ons oor die algemeen. Ons gaan vanaand saam kyk na seker een van die mees besonderste psalms, want dit gaan oor hierdie saak, Psalm 78 en 'n uittreksel daaruit, onder die tema, wees standvastig ter wille van ons kinders. Bid vir hulle en bid saam met hulle. In die onstuimige tye waarin ons onsself bevind, beleef ons kinders hierdie selfde spanning van ons af, maar ook oor die algemeen. Die wêreld het baie vinnig begin beweeg en ons kinders se aktiwiteite en die druk en die lading wat op hulle geplaas word is werklik fenomenaal. Hulle voel die spanning van die samelewing. Hulle hoor die stemme wat van hulle verwag om sterk te staan en goed te doen in alles wat hulle aanpak. Hulle sien hoe ons optree onder soortgelyke druk en hulle hoor wat ons sê. Ons dink dalk nie altyd so nie, maar hulle hoor. Hulle is soos sponsies, sê ons partymaal. Hulle drink dit alles in en daai spanning bou in hulle op. Hulle leer by ons daagliks ten goeie of ten kwade, tot hulle voordeel of tot hulle nadeel. Dit is dalk onbewustelik en nie altyd wat ons wil hê hulle moet hoor en wil hê hulle moet sien nie. Maar hulle is daaraan blootgestel en daarom wil ek regtig vanaand vir hulle bid en wil ek vra dat u saam met my vir ons kinders en ons jong mense sal bid. Ja, die eksamens is meestal nou aan die einde, maar ook in hierdie vakansietyd wat ons ingaan, dra ons hulle vanaand aan die Here op, baie spesifiek. Ons het 'n paar spesiale gebedsversoeke wat ook verwys na jong mense en kinders. So, ek dink dis werklik nodig dat ons aan hulle sal dink in gebed. Dis 'n ongemaklike gedagte soms om te dink dat of ons reg of verkeerd optree, ons woorde en ons gedrag, dit borrel uit ons kinders uit. Ons sien dit soms te laat en hoor dit dalk van die skool af, of ons nou wil of nie. En al probeer ons hoe hard as ouers om goed en reg altyd op te tree, voel dit soms vir ons of ons nie die slaagsyfer haal nie. Maar vanaand wil ek ook daarom begin met 'n bietjie bemoediging en 'n bietjie troos uit die woord van die Here uit. Die Here verwag nie van ons om die volmaakte, perfekte, foutlose ouers te wees nie. Al wat ons moet doen is om ons kinders na hom toe te wys, na hom toe te lei, na hom toe te bring wat dit wel is. Volmaak, foutloos en perfek, wat hulle baie liewer het as wat ons selfs sou kon. Ons wil vir ons kinders hierdie ewige toekoms
ook help bereik? Watter ouer wil dit nie saam met sy kind ingaan nie? Ons voel dalk so, maar dit beteken nie ons hoef altyd ook sterk te wees nie. Ons hoef nie altyd al die antwoorde te hê nie. Wat ons moet wees, is geanker op die rots, gewortel, ingeplant in die wingerdstok. En dan sal ons doen wat ons moet doen, wat die Here van ons verwag as ouers. Primêr is dit ons doel om hulle te leer en te laat leer om die Here lief te hê, vir hom ontzag te hê, in hom te glo en hom te gehoorsaam. As ons hierdie eenvoudige, basiese lewensbeginsels by ons kinders kan vaslê, het ons as ouers ons taak wat die Here ook vir ons gee, het ons dit bereik. As ons vanaand saam bid, wil ek dus vra, bid saam met my. Bid vir ons kinders. Bid saam met ons kinders. En leef in hulle teenwoordigheid, voor hulle oë ook, in gehoorsaamheid tot die Here. Die teks wat ons vanaand gaan saam lees, Psalm 78, vanaf die 3de vers tot die 7de vers. Jy is welkom om die eie teks ook te volg. Dit is op die bord, hy het so 'n bietjie vroeg gekom, maar kom ons lees saam wat die Here deur die psalmis, deur Asaf, hier vir ons as ouers ook leer. Vanaf die 3de vers. Wat ons gehoor het en weet, wat ons voorouers aan ons vertel het, mag ons nie van ons kinders wegsteek nie. En dan verklaar hy dit, dan verduidelik hy dit. Aan die volgende geslag sal ons die roemryke dade van die Here vertel, van al sy mag en die wonders wat hy gedoen het. Hy het 'n bepaling neergelê in Jakob. Aan Jakob het hy die voorskrifte gegee, hy het die verbond, die verhouding met hom gesluit. 'n Wet het hy vasgestel in Israel. Wat hy ons ook aan ons voorvaders beloof het, moet aan hulle kinders bekend gemaak word. En hier is die rede hoekom dit moet gebeur. Sodat die volgende geslag dit sal weet. Die kinders wat nog gebore moet word, sal opstaan en dit ook vir hulle kinders sal vertel. En sodat hulle weer hulle vertroue in God kan stel. God se dade nie sal vergeet nie en kan hou by sy bevele. Met ander woorde, dat hulle weer sal glo in die Here, sal glo dat hy is wie hy hom geopenbaar het om te wees, die God van wonders, die God wat tot ons toe nader in genade en barmhartigheid en met liefde en 'n pad met ons wil stap, dat hulle vertroue in hom sal stel, nie in mense nie, nie in sisteme nie, nie in enigiets in die wêreld nie. Ons moet ons kinders leer om op God te vertrou, dat hulle sy dade, die wonderdade wat hy in die verlede gedoen het, vir Israel, deur Jesus Christus, vir die kerk, vir ons, dat hulle daardie dade nie sal vergeet nie, en dat hulle sal hou by sy bevele, om die Here hulle God lief te hê, met hulle hele hart, hulle hele siel en al hulle mag, al hulle verstand, en hulle naaste soos hulle self. Dit is wat ons by ons kinders moet vaslê. Mag ons dit werklik, aktief, as ouers, nie net van die Here afbid nie, maar in gehoorsaamheid dit sal doen. Ons rol as ouers sal vervul, sal vertolk in ons huisgesinne en in die samelewing.
Hierdie Psalm roep elke gelowige ouer op om God se genade en dit wat hy vir ons gedoen het, sy dade in die verlede oor te dra aan 'n volgende geslag. Om met hulle te praat oor die goedheid van God in die verlede, maar ook vir ons persoonlik. En om hulle dan aan te moedig, om dit vir hulle self ook aan te neem en 'n gehoorsame lewe aan hierdie Here te lei. Ons wil tog nie dat ons kinders hom nie ken nie. Om hom nie te ken nie is vreeslik. Om hom nie te ken nie is die hartseerste moontlike ding wat kan gebeur. Om hom te ken, aan die ander kant, is waaroor ons lewe gaan. Paulus herinner ons daaraan. Daar is niks wat vergelyk daarmee nie. Hy beskou dit alles in hierdie lewe as gemors, en hy sal dit alles prysgee, net om die Here te ken. Hoekom sal ons nie ons kinders in hierdie kennis, in hierdie groei in kennis van God, wil saamneem nie? Dis 'n wonderlike journey, 'n reis wat ons kinders saam met ons kan opneem, 'n avontuur wat ons kinders saam met ons kan opneem, om die Here meer en meer te leer ken. Die Heilige Gees lei ons hier, en die Heilige Gees help ons hiermee, en is deel hoekom die Here vir ons die Heilige Gees gegee het. Want ons kinders sien as ons bid, en die Heilige Gees help ons om, wanneer dit moeilik is, wanneer dit swaar gaan, juis na God toe te kom. Die Heilige Gees lei ons, dryf ons na God toe, om in ons moeilike tye op hom te vertrou. Ook, sodat ons kinders sal leer, hulle kan op God vertrou. In hulle moeilike tye, dalk moeiliker tye as wat ons beleef, dat hulle na God toe sal terugkeer, en na sy wees sal terugkeer, en van hom dit sal smeek. Wanneer ons Bybel lees, of dit nou saam met hulle is, en dalk meer nog, wanneer dit alleen is, dan sien hulle dit. Hulle sien, papa maak tyd vir die Here. Mama hou daarvan om haarself te verdiep in die woord van God. En die voorbeeld is baie meer werd as enige opdrag en enige smeking wat ons in woorde aan hulle kan rig. Ons moet vir hulle wys hoe dit gedoen moet word. Hulle sien ons wanneer ons mekaar en ander vergewe, en wanneer ons volhard, want dan sien ons kinders hoe genade in aksie oorgaan. Wanneer ons vergewe, dan sien hulle iemand het ons dalk te nagekom, en ons handeling teenoor hulle was nie wraak en woede nie, maar vergifnis. Dit weerspieël wat God die Vader vir ons gedoen het. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, wanneer dit met ons swaar gaan, en die wêreld ons dalk te nakom, as ons volhard in nederige geloof, dan sien ons kinders, dit is wat 'n gelowige doen, en die Here sal ons daardeur dra. Hulle sien, ons gaan kerk toe. Hulle sien, ons kom saam as 'n gemeente by die kerk by mekaar. Ons aanbid saam, ons dra mekaar, ons spandeer hierdie vreugdevolle tye as 'n gemeente saam. Wanneer dit swaar gaan met een van die ledemate van die liggaam, dan dra die ander hom, of haar. Ons kinders moet dit op 'n jong ouderdom al begin sien en leer dat hulle mag met vrymoedigheid ook na die kerk toe kom. Want die kerk sal hulle nie wegjaag nie. Die kerk gaan hulle nie wegwys nie. Die kerk gaan hulle wil terughelp as hulle dalk gefouteer het, en die kerk gaan hulle in liefde ontvang, soos 'n sondaar terug ontvang word
by die huis, soos 'n verlore seun. Hulle hoor wanneer ons sing, wanneer ons aan God die lof en die dank bring uit volle bors. Selfs al is dit nie altyd op die noot nie. Hulle sien dat dit nie noodwendig gaan om altyd op die noot te sing nie, maar dit gaan oor om ons vreugde en ons dankbaarheid teenoor God te betuig. Hulle sien dat ons standvastig bly, selfs wanneer hulle of ons nie kan verstaan hoe dit gebeur nie. Hulle sien dat ons standvastigheid by Jesus is, en dat hy ons staande hou, al is dit vir 'n tyd lank op ons knieë. Daarom is dit belangrik, geliefdes, dat ons saam met ons kinders hierdie pad moet stap. En die Heilige Gees doen van sy beste werk, wanneer dit so saam as 'n gesin in God se teenwoordigheid is. Die Heilige Gees gebruik natuurlik by hierdie geleenthede die woord. En hy gebruik die woord deur ons te leer om vir ons kinders te bid. Uit die woord uit, hier sien ons dit vanaand, om vir mekaar en vir ons kinders te bid. Die Heilige Gees lei ons om saam met hulle te bid, om hulle te betrek en hulle ook te leer hoe om te bid, toe te laat om ook te bid, hulle hartjies uit te stort voor die Here. Die Heilige Gees lei ons en leer ons hoe om gelowig, afhanklik en gehoorsaam voor God te bly lewe. Prakties is dit vir ons as ouers ook belangrik, net soos vir ons kinders, om die volgende te onthou. Onthou, jy is ook 'n kind van God. Ook 'n kind van God. Jou kind is ook 'n kind van God. Saam is ons beter, is ons meer. Saam kan ons mekaar dra en bemoedig. Ons kry baie bemoediging in hoe ons kinders ons voorbeeld volg, wanneer dit die regte voorbeeld is. Ons kry nuwe hoop as ons val en as ons dalk val. Ons gaan, ons is mens, maar dan leer ons kinders van God se vergifnis en van sy genade. Ons leer ons kinders dat die vrug wat ons moet dra, dat dit soms 'n tydjie vat om werklik te wys. Dis oukei. Die Here is nie haastig met ons nie. Hy is lankmoedig en vol genade en geduldig met elkeen van ons. Ons woorde is soms min. Selfs wanneer ons kinders met moeilike vrae na ons toe gaan, kom, dan wend ons na die Here toe. Ons wend ons na hom toe en ons wys vir ons kinders, ek het nie die antwoord nie, maar ek gaan saam met jou voor die Here kniel en hiervoor bid, totdat hy vir ons die antwoord gee. Geliefdes, ons kan nie alles beheer nie. Ons kinders moet dit ook sien. Ons kinders moet dit ook weet. Maar wanneer dinge buite beheer lyk, buite beheer raak selfs, dan bid ons tot die een wat alles is, wat ons nie is nie, en wat alles kan, wat ons nie kan nie. Ons as aardse ouers nie kan nie. Ons kinders moet sien hoe ons afhanklikheid van ons hemelse Vader ook primêr vir ons nodig en belangrik is.
Moenie moedeloos word nie. Moenie moeg word om vir jou kind te bid nie. Moenie ophou om die vlammetjie te koester wat in sy lewe aangesteek is deur die Heilige Gees nie. Moenie ophou om hulle na Jesus toe te wys vir hoe 'n verlosser lyk, vir hoe 'n perfekte voorbeeld lyk nie. Paulus se woorde: volg my soos ek die Here Jesus gevolg het. Liewe kinders, noem hy baie keer die gemeentes aan wie hy skryf. Volg my, maar ek volg hom. Amen. Ons het 'n paar gebedsake vir vanaand en ek wil vra dat jy saam met my sal bid. Vir ons kinders, van ons gemeente en ons gemeenskap. Vir ons ouers en grootouers, dat hulle met wysheid en met liefde, met deernis, maar ook met volharding, hul kinders geestelik ook sal lei. Bid vir ons onderwysers. Bid vir die jeugwerkers en die mense wat op 'n geestelike vlak met ons jong mense en ons kinders werk. Bid vir ons predikante, pastore in die gemeenskap, dat hulle 'n duidelike getuienis van Christus se liefde en genade sal leef, sal wees. Bid vir ons kinders wat in moeilike omstandighede is. Jy ken dalk kinders wat in moeilike omstandighede is. Bid vir hulle, maar daar waar ons kan, laat ons ook 'n verskil maak, aktief, daadwerklik, fisies, as ons kan. Bid dat God 'n geslag sal opwek, 'n volgende geslag, 'n nuwe geslag, om die kerk te lei, wat sy woord eer, wat die waarheid ken en najag, en wat hom getrou sal dien en sal gehoorsaam. Bid vir ons eie gemeente en vir die kerk se kinders, dat die Here hulle sal lei, dat hulle ons geestelike hulp sal kry as kerk, dat ons hulle sal reg leer en sal bystaan waar ons kan. Bid vir ons ouers om te volhard. So 'n bietjie anders as die vorige punt waarvoor ons vir ons ouers gebid het. Bid dat ons ouers sal volhard deur die moeilike tye. Dat die Here vir hulle uitkoms sal gee en dat hulle daarvan sal getuig voor hulle kinders ook. Bid dat die Heilige Gees ons kinders se harte sal oopmaak vir die woord. Dat die Heilige Gees ons kinders se harte sal sag maak om vir Jesus lief te wees. En dan, soos ek genoem het, spesiaal vanaand, vra ek, bid vir klein Mia, vir die van die wat op ons gemeente se gebedsgroep is. Ons bid vir Mia, dat die Here volkome genesing en herstel daarby haar sal bring. Ons bid steeds vir Philip, my eie neef, dat die Here ook die genesing wat hy daar bring, dat hy dit ook sal volkome bring, en vir hom as 'n pa ook sal lei, in dit wat ons vanaand oor gebid het, dat hy ook, soos die ander jong paas in die land, en in ons omgewing, in ons gemeenskap, dat hulle voorbeelde sal wees, van diensknegte, gehoorsame getroue diensknegte van die Here. Ons bid vir Tanya Moore ook steeds, en ons bid dat die Here die goeie werk van genesing wat hy na haar begin het, ook sal volmaak, ook sal vervul. En dan bid ons vir Priscilla. Sy is, as ek die boodskap reg verstaan het, in die buiteland, en sy is onlangs, as ek dit reg verstaan het, gediagnoseer ook met kanker, en ons vra dat die Here ook sal herstel bring daar, en sal genesing bring as dit sy wil is. Dat hy haar ook sal veilig terugbring by haar geliefdes. Kom ons bid vanaand saam oor hierdie sake. Ons almagtige God en Hemelvader, Here, ons dankie vir die liefde en genade, vir ons en vir ons kinders. Ons dankie, Here, dat U tot ons genader het, toe ons nog sondaars was,
en dat U toe alreeds met ons 'n ooreenkoms aangegaan het, dat U ons Vader wil wees. Al ons kinders, wat U ook in hierdie belofte en hierdie verbond insluit, dra ons vanaand aan U op. Ons vra, Here, lei hulle, behoed hulle en bewaar hulle. Ons vra ook, Here, dat U die jong mense in ons gemeenskap en ons gemeente sal lei om U beter te leer ken, U lief te hê en U te dien, met gehoorsaamheid, met volharding. Bid vir ons ouers, ons bid vir al die sake waaroor ons vanaand gepraat het. Ons vra, Here, hoor ons nederige gebede aan, en wees ons sondaar mense tog net genadig. In Jesus naam bid ons vanaand. Amen. Ek wil vanaand weer afsluit met 'n slotgedagte, en mag ons dalk net hierdie onthou, soos ons die week ingaan. Jy mag dalk nie alles vir jou kinders kan gee nie, maar jy kan vir hulle bid, en dalk is dit meer werd. Jy kan vir hulle die regte pad wys. Jy kan. Jy kan self op Christus ook bly vertrou. Die Heilige Gees sal jou hierin lei en jou hierin help. Wees jy net standvastig, vol geloof, vol vertroue. En onthou, hulle kyk, hulle hoor, hulle sien, hulle leer by ons. En God, ook ons Vader, hy sal die res doen. Amen.